Ons kuier weer lekker op die Trinity Truth program. My naam is Karen Meiburg en hierdie week se preek gaan dan oor meer as die plan, terug na die God toe van die plan. Ons bid saam. Here, dankie dat ons nou op 'n veilige plek is, waar ons kan sit en ons ore kan spits vir die stem van die Heilige Gees, U wat ons rabbi is, ons leermeester is, ons leraar is, Here. Here, kom leer ons deur hierdie skrifgedeeltes vir ons lewend te maak, sodat ons dit kan toepas in ons lewe, sodat U naam die eer kan kry. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe luisteraars, so ons begin dan by die skrif wat so bekend is, maar tog so kragtig is, Jeremia 29 vers 11, het sê daarso, want ek weet watter gedagtes ek oor julle koester, sê die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Nou dink daaraan, God het nie net 'n plan vir jou lewe nie, hy het 'n doel, 'n toekoms vol hoop. Nou jy het dit al so baie gehoor, maar byt net so 'n bietjie vas. So hy weet, elke tree wat jy gee, selfs voordat jy dit geneem het, en hy werk dan alles saam ten goeie uit, vir die wat hom lief het, so wat Romeine 8 vers 28 sê. Nou die laaste paar weke het ons dan op 'n geestelike reis gegaan van die begin van die jaar af. Ons het gekyk na Deuteronomium 1 vers 6 tot 7, waar God vir Israel sê, julle het lank genoeg by die berg gebly, breek kamp op en trek na die land toe wat ek julle gee. So dis 'n woord van beweging. Ek herinner jou net weer, dalk vir julle die preke gaan luister daar op die YouTube kanaal. So die woord is 'n woord van beweging. Dis 'n woord van gehoorsaamheid, dis 'n woord van vertroue. En dan het ons verlede week het ons gestaan by die voorafgenade van God. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê dan daarso, dat hy reeds werk voordat ons bid, reeds voorsien voordat ons vra, reeds paaie vir ons oopmaak, voordat ons eers weet, ons het dit nodig. En dan gaan ons 'n bietjie dieper kyk, iets wat party mense baie verkeerd verstaan, dit is die rus van God. Hebreërs 4 vers 9 tot 11, want God het nie net vir Israel 'n land beloof nie, hy het vir hulle 'n plek van vestiging beloof, 'n plek van veiligheid, 'n plek van teenwoordigheid. So, die beweging was nooit die einddoel gewees nie. Die beloofde land was nie net die grondgebied gewees nie, dit was 'n plek waar God self met hulle sou woon, soos wat die Exodus 3 vers 12 sê. En dan wil die Here dalk net op hierdie oomblik net vir jou sê ook, vir ons almal, kom ons sê dit in 'n groep, so jy is geroep, om te beweeg wanneer ek beweeg. Maar jy is ook geroep om te rus wanneer ek rus. Want ware rus kom nie wanneer alles klaar is nie. Ware rus kom wanneer ons in sy beloftes lewe, soos daar in Psalm 37 vers 7 tot 11. So ons praat nie op hierdie oomblik net oor om stil te word nie. Ons praat oor om God te vestig. Hoor jy daai woorde, om God te vestig, om te leef vanuit sy teenwoordigheid, om te hoor vanuit sy rus. Want God se rus is nie 'n beloning vir die sterkstes nie, dis 'n geskenk vir die wat hom vertrou, soos in Jesaja 26 vers 3 dit sê. Sy rus is 'n geskenk vir die wat hom vertrou.
Ons gaan 'n bietjie na 3 punte kyk. Nommer 1 is wanneer ons die plan jaag en die rus mis. Nou, ons leef in 'n wêreld wat hou van strategieë, 5-jaar planne, die projekbestuur vooraf, daar is 'n tyd en 'n plek daarvoor, maar, en selfs ons Christene vra daai af, Here, wat is nou volgende? Wat moet ek oopmaak? Wat is my roeping? Maar, as ons eerlik is, baie keer vra ons hierdie vraag uit 'n onrustigheid uit of uit dat ons nie vertrou nie, ons voel of onseker. Dis amper soos, ek weet nie of jy al 'n gesprek gehad het met mense, probeer die gesprek in die gang te kry en dan is daar stilte, en dan is daar so 'n ongemaklike stilte. Stilte is nie 'n slegte ding nie. Stilte is 'n ruimte waar jy jou gedagtes kan orden. Engels sê dit so goed, regroup. En dan kan fyn luister na die hartklop van die Vader. Kyk, ons gaan so 'n bietjie terug na Israel in die woestyn. Hulle is 'n goeie voorbeeld. God het hulle bevry uit Egipte uit, maar hulle het bly murmureer. Hulle het bly angstig wees, hulle het bly terugval. Jy kan 'n bietjie daaroor gaan lees in Numeri 14 vers 1 tot 4. Hoekom het dit gebeur? Was dit nie gewees oor dat hulle meer gefokus was op waarheen hulle gaan, as op die een wat hulle lei? God nooi ons nie eerste na sy plan toe nie. Hy nooi ons eerste na sy rus toe. En Jesus het self gesê, kom na my toe, al julle wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Let op, hy sê nie, kom kry eers instruksies nie, hy sê, kom na my toe. Kom na my toe. En ek sal vir julle rus gee. Okay, punt nommer 2 is, rus kom uit verhouding uit. Dit bring 'n plek van veiligheid. 'n plek van veiligheid waar ons groei, waar ons begin ontspan en waar ons vertrou. So ons dink dikwels, as ek net God se plan duidelik ken, sal ek vrede hê. Kom ons wees eerlik. As ek net weet wat ek kan, as ek net weet hier, as ek net weet, moet ek dit doen, moet ek dat doen, dan sal ek vrede hê. Maar die Bybel wys vir ons eintlik die teenoorgestelde. Vrede kom nie nadat alles verduidelik is. Vrede kom wanneer ons God vertrou. Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Hy sal jou paai gelyk maak. So kom ons kyk weer na die orde van hierdie. Vertrou en dan rigting. Nie eers rigting en dan vertrou nie. Die woord van die Here sê ons daarso, geloof is iets wat ons nie sien nie, asof dit is. En ons as mense sê eers, nee, as ek dit kan sien, dan sal ek dit glo. Daar is mos so 'n spreekwoord, sien is glo. Werk anderste om. Geestelike lewe werk dit anderste om. So in God se rus is daar veiligheid, ons het nou dit gesê. Dis nie 'n koue, onpersoonlike stilte nie. Dis nie 'n rus van 'n kind wat, dit is 'n rus van 'n kind wat weet sy vader is in beheer en hou wag en het altyd die antwoord.
Want dis juis vanuit daardie plek van veiligheid dat ons met God kan praat. Al praat ons met hom ons foute. Wat ook al is, dis waar ons met hom kan praat. Plek van groei. Want wanneer ons nie meer verdedig of paniekerig is nie, of verskonings het nie, word ons harte eintlik ontvanklik vir sy stem. Dis al daai goed waar ons so bekommerd is. Ek wil amper vir jou sê, in die niet verdwyn, dat ons in sy rus ingaan. Want in sy rus, wat is alles in sy rus? Daar's beloftes. Dan begin ons sy stem te hoor. Moses by die brandende bos is 'n baie goeie voorbeeld hierso. God gee vir hom instruksie. Kom 'n sending, hy sê vir hom presies daarop. Maar eers openbaar hy homself aan Moses. Dan Exodus 3 vers 6. Hy sê vir hom, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. So God stel homself bekend voor hy instruksies gee. God openbaar sy wil aan sy mense wat leer om in sy teenwoordigheid te rus. Beteken dit ons nou 24 uur in die bidkamer sit? Nee. Werk en woon rustig voort vanuit jou binnekamer uit, vanuit sy rus. Rus beteken nie passiwiteit nie. Rus beteken ek hou op stoei, ek hou op spartel, ek hou op jaag, ek hou op alles self probeer te beheer. En ek sê, Here, okay, ek vertrou U. Dan wil ek bietjie met jou praat oor punt 3, die plan om ontvou terwyl ons saam met God wandel. Jesus sê, soek eers die koninkryk van God, daar in Matteus 6 vers 33, en my geregtigheid, en ek sal vir alles byvoeg. Partykeer wil ons eers daai byvoeg hê, voordat ons dink, ons kan in vrede voortleef. So, dit sê nie daar, soek die antwoorde nie, dit sê nie daar, soek eers die volgende seisoen nie, dit sê, soek hom. Johannes 15 sê daar so, bly in my. Het sê nie daar hardloop vooruit nie, het sê nie daar probeer te voorspel wat nou hiervoor gaan gebeur nie, dit sê, bly. So, liewe boeties en sissies, die plan is nie een groot eindpunt nie, dit wat jy moet bereik nie, dit is nie dit nie. Die plan is 'n daaglikse wandel met God. En terwyl jy wandel, terwyl jy luister, terwyl jy gehoorsaam, terwyl jy rus, begin die rigting duideliker word. En as ek dit so met jou deel, dan sien ek sommer daai prentjie van die mis wat so al verdwyn. En nou kan ons begin voor ons te sien. So verhouding bring rus. En rus bring 'n plek van geborgenheid, veiligheid. En daai plek van veiligheid en geborgenheid bring vir ons openbaring. En openbaring bring vir ons rigting. Kom ons wees bietjie eerlik met onsself. Is ons nie dalk tans besig om meer God se wil te ontleed nie? Of is ons besig om hom te soek? Soos wat Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê.
Bid ek net wanneer ek antwoorde nodig het, of bid ek omdat ek hom lief het? Sou jy steeds die Here gevolg het, selfs al wys hy jou nie nou die volgende 10 stappe nie? Wanneer laas jy daar by hom gaan sit? En as jy gereeld by hom sit, wanneer laas het jy by hom gaan sit sonder 'n agenda? Sonder lysies wat afgetik moet word? Sonder druk wat ons hierdie goed moet nou uitgesorteer word, sodat ek kan vrede kry? Wanneer laas het jy daar by hom gaan sit? Kom ons gaan so in sy rus en kom ons bid. Here, ons kom net voor U op hierdie oomblik. En dankie Here dat U die God van die plan is. Nie net 'n plan vir ons nie, U is die God van die plan. En dankie Here dat U ons uitnooi om te beweeg en te gehoorsaam, maar ook om te rus in U teenwoordigheid. Net te wees. Ag Here, en ek bid vir elkeen wat sommer hier in die begin van die jaar al moeg is van die gejaag, moeg van onsekerheid, moeg van die druk van besluite. En Here, ons kom op hierdie oomblik en ons kom lê alles so voor U neer. Here, vul ons met U rus. En dankie Here dat ons veilig is in U hande. En Here, maak asseblief plek in ons harte vir openbaring. Leer ons om te luister, nie net te soek nie, maar te ontvang. Here, ons vertrou U. En met hierdie wat ons nou oorgesels het, Here, ons net op hierdie oomblik verklaar, ons soek nie net die plan nie, ons soek U hart, Here. Ons soek U hart. Ons soek U, Here. Here, ons soek U. Here, ons soek U. Ons soek U hart. Amen. Liewe luisteraars, mag jy in hierdie week onthou, rus in die Here. Dit is nie 'n teken van swakheid nie. Rus in die Here is 'n teken van vertroue. Rus in die Here is 'n plek van krag. Dit gee ons soveel vrede en gemoedsrus. Rus in jou erfdeel. Veiligheid in hom, in sy rus, is jou erfdeel. Openbaring van hom af is jou erfdeel. Vertrou op hom. Ons gesels dan volgende week. Sal ons dan praat oor
Wat beteken dit as ek sê ek het die Here lief? Wat beteken dit? Tot dan, seën vir julle. As julle enigsins wil kontak maak met Trinity True Foundation, meer wil hoor oor ons dienste en ons kursusse wat ons aanbied, kan jy 'n WhatsApp stuur na die volgende nommer toe, 0633 78 4543, 0633 78 4543, of jy kan gaan kyk op die webtuiste www.trinitytruth.co.za. Ons praat dan baie gou weer. Seën